2 mol koolstofmonoksied en 2 mol waterstof word aanvanklik in 'n houer verseël. Die reaksie bereik ewewig volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. By ewewig sal die hoeveelheid metanol in die mengsel wat wees? Die korrekte antwoord is C, kleiner as 1 mol wees. Die verhouding waarin die koolstofmonoksied en die waterstofgas in hierdie reaksie reageer is 1:2. En in die proses vorm daar dan 1 mol metanolgas. Nou as ons kyk na ons koolstofmonoksied, ons het 2 mol en ons het ook 2 mol waterstofgas. Maar die verhouding is 1:2. Met ander woorde, die koolstofmonoksied is in oormaat en die beperkende reagens is die waterstofgas. Ons moet dus hierdie waarde gebruik vir die reaksie. So kom ons aanvaar vir een oomblik dat dit nie 'n omkeerbare reaksie is nie. Dan sal 1 mol koolstofmonoksied reageer met 2 mol waterstofgas om 1 mol metanolgas te vorm. Dit is die maksimum opbrengs wat jy kan kry as hierdie nie 'n omkeerbare reaksie was nie. Maar nou is dit wel 'n omkeerbare reaksie. Soos daar metanolgas vorm, sal die metanolgas weer ontbind in koolstofmonoksied en waterstofgas. So die maksimumwaarde is 1 mol. Maar omdat daar dan ook ontbinding plaasvind, gaan hierdie waarde altyd kleiner wees as 1 mol. So dit kan definitief nooit 1 mol wees nie as gevolg van die terugwaartse reaksie. 2 mol is selfs groter en groter as 1 mol is dit nie. Die antwoord is C, dit sal altyd kleiner wees as 1 mol.